Nou goed, ek wil sommer dan nou met die deur in die huis val. Nou Andre het my nou eintlik vooruit gegaan. Hy het ergens het hy die notas gesien of hy het nou baie goed op die groep gestuur. Maar ek het nou gesê daardie dag, maar dis eintlik met die klem op daai dag. Tik gou die een langs jou laat die skilfers waai, dan sê jy vir hom daai dag. En voordat julle nou ons moet op daai dag kom, wil ek ook vir ou Rikus sê baie dankie. Dis Rikus, is nie Driekus nie. Maar hy doen ook MMA, so wees versigtig. So maar ons vir jou sê, gaan dit goed by jou? Ja, yes. Of jy het MMA gedoen? Ja. Nee, ek hoop jy dit nou laat staan. So dan kan ons ook gemaklik. Yes. Goed, nou dis daai dag, maar daai spesifieke dag toe Dawid God nie geraadpleeg het nie. Daai dag. Nou okay, ek wil nou nie onthou daar was paar van sulke dae wat Dawid God nie geraadpleeg het nie en ek dink een van die dae wat hy God nie geraadpleeg het ook behalwe die dag is nou die dag toe hy met Batseba gesondig het en moord gepleeg het. Ek dink nie hy het vir die Here gevra, Here, sal ek oorspel pleeg en sal ek doodmaak nie. Ek dink daai was ook 'n dag wat hy God nie geraadpleeg het nie. Maar hierdie is nou 'n ander geval, maar as ek nou die mikrofoon hier so gou weer sou omstuur, kom ons hoor gou so 'n bietjie van 'n paar van Dawid se mooi eienskappe. Onthou ouens, Andre het nou uitgelig die eer en die liefde wat God vir sy knegt Dawid gehad het was out of this world. Onthou en ek endorse eintlik wat Andre nou hier gesê het van en dit is letterlik honderde jare. Inteendeel tot in die boek Handelinge staan, Handelinge 15 sê dat die dag kom dat God die vervalle hut van Dawid herstel. So Dawid was gerank in die liefdeshart van God beyond compare, om dit so uit te druk. En letterlik honderde jare later, konings wat niks meer, hulle het saak met Dawid gehad, het God nog steeds gesê, ek sal julle spaar ter wille van my knegt Dawid en my belofte aan Dawid. Dan sing ons dit moes vanoggend, nothing compares to the promise. As God 'n belofte gemaak het, hou hy by sy belofte. Al het Israel gemaak wat hulle wil, hoeveel geslagte na Dawid, ten spyte van, het God gesê, was dit nie vir my belofte aan my knegt Dawid nie, het ek julle anyway, ensovoorts. Nou, kom ons hoor gou, Karel, jy is altyd dapper, wat was 'n mooi eienskap, as julle nou kan sê, nie van Dawid? Gee my gou, kom ons hoor gou. Andre? Hy kon vir Saul doodgemaak het terwyl hy daar op sy hakskene gesit het, maar hy het toe nou nie, hy het Saul geëer omdat God hom ook as koning aangestel het, maar hy het guts gehad, die ou. Sy guts. Ek sal nou nie sê wat het Saul gedoen toe hy sy hakskene op sy hakskene gesit het nie, maar julle weet wat die Engelse vertaling sê, wat het Saul eintlik gedoen. Maar nou is almal nuuskierig. So, maar ten spyte van die feit dat Saul vir Dawid wou doodmaak, het Dawid hom nie terug doodgemaak nie. So Dawid het Saul geëer. Nog iets? Nog? Iemand het nou net iets? Dawid se vertroue in die Here met alles, soos toe hy die skape opgepas het, dat die wilde diere hom niks sal maak en dat die Here sal saam met hom wees en toe hy nou vir Goliat verslaan het, dat hy geweet het die Here is saam met hom, dat hy so vertrou het en geglo het in die Here dat hy nie enigstens teruggestaan het vir enige obstakel wat voor hom is nie. Wat 'n blessing, dankie ou Michiel. Waardeer, beautiful. Yes, Irene. Wat vir my uitstaan is daai deel wat hulle teruggekom het in Jerusalem en hulle die ark teruggebring en Dawid het ingekom en hy het gedans. Hy het nie gemaak ek is 'n koning en ek weet ek dink Dawid het iets verstaan van om lof en eer aan God se naam te bring. Lofprysing was vir hom belangrik. Yes. Hy was nie bang om God te aanbid tot al het mense hom verag, al het sy eie vrou hom verag, was hy nooit teruggestaan om die eer eers aan God te gee nie. Nog iets? Amen.
Daar nie nog iets van julle kant af? Ja. Okay. Ek het hierso geskryf en ek glo julle almal sal hierdie volgende eienskap ken. Dawid was genoem 'n man na God se hart. Stem julle saam, dis wat die woord vir ons sê. Hy was 'n man na God se hart. Die woord leer vir ons, hy was nederig. Hy was gou om te repent, hy was gou om te bely. Dink net aan laat in Dawid se lewe, ek meen die koning, maar sê hy vir die Here, Here, wie was ek? En dat ons dink aan Psalm 8, waar hy gesê het, Here, as ek die goedheid, die grootsheid van God, as ek na die hemele kyk, wat is die mens? Wie is ek dat U aan my gedink het? Ek meen so, wat 'n great en kosbare voorbeeld. En so Dawid was 'n aanbidder gewees. Hy was 'n aanbidder, en dit is wat Irene nou gesê het. En nog 'n ding is, hy het altyd God se wil gesoek. Ouens, onthou dit is hierdie karaktereienskappe wat gemaak het dat Dawid vir ons 'n ranking, wat dat God gesê het, terwille van my knegt Dawid. So ons het 'n paar lewenstips wat ons kan leer uit Dawid se lewe. Stem jy saam? En dan ouens, onthou net, ek wil nou en ek bid in Jesus naam dat hierdie volgende eienskap van Dawid sal vasslaan in jou hart. Dawid, ons lees dit nie in enige ander man van God in die Ou Testament of Nuwe Testament nie, laat 'n reus voor hom geval het nie. So dit was die enigste man in die hele geskiedenis van die mens wat dit opgeteken is, dis die enigste hart voor wie reuse val. Nou hoor nou hiersom. Reuse kan net val voor my, of net voor my val, as ek 'n Dawid hart het. Sê gou saam met my, wow. Reuse kan net voor my val as my hart soos Dawid se hart is. Ons het dit nou gesing van God is naby die wat gebroken is van hart. Ouens, dit is hierdie tipe hart en dit is wat ons kan cultivate in ons eie lewens. Daar's nog net een, ek sê dit weer, daar's nog net een mens. En onthou in ons lewe, wat sê ou Etienne altyd? Ons lees die Ou Testament 1 2 3 deur die bril van die Nuwe Testament. En as ons in die Nuwe Testament lees van soos Paulus vir ons leer, daai was 'n voorbeeld vir ons om te gebruik. En met ander woorde, jou reus, jou lewensreus kan net voor jou val as jou hart die is van Dawid. Nou, Dawid se sukses, kom ons kyk gou so 'n bietjie na Dawid se sukses. 1 Samuel, ek wil net 2 dinge uitlig. Ons kan baie dinge uitlig, maar 2 dinge uitlig. 1 Samuel 18 vers 4 sê, want God was met hom. En ouens, dit was vir Dawid belangrik, onthou ons sê altyd, Dawid was die enigste koning van al die konings van Israel wat nooit 'n fight verloor het nie. Ek meen, dit is opgeteken, so iets moes, en daar was 'n significance aan Dawid gewees, ouens. Stem jy, kan kry die idee, en ons prys hom nou nie, maar ons leer uit dit uit, want die feit van die saak is, hy het altyd in die gevegsgrond gegaan met die ark van die verbond. Hy het altyd ingegaan in die gevegsgrond om te sê, God met ons. God met ons. Nou ouens, die tweede ding wat ek wil sê is, hy het God weer en weer en weer en weer geraadpleeg. Ek onthou op Bybelskool het ons een ding geleer, wat ek al baie keer gesê het, is, ons mag nooit in ons verhouding en in ons wandel met die Here meganies raak nie. Om meganies te raak is dodelik vir ons, met ander woorde om dinge van selfsprekend te aanvaar. So, dis nou soos die ouetjie wat nou jonk uit die Bybelskool uitkom, en ek is nou die meneer, so ek ken nou alles, en hy hoor toe nou hierdie man van hierdie vrou is bietjie moeilik, en hy gaan toe die dag om met hom te gaan praat. En toe hy daar kom, toe sê die vrou vir hom, my man wil niks met niemand te doen, en hy staan aan die graads en swys, jy gaan hom nou nie plan, en hy sê, man luister, want hy wil eintlik sê, ek is nou vars uit die koeekskool uit, ek weet nou alles. Maar in elk geval, hy kom toe daar in die garage, en hy staan met hierdie ou praat, en hy staan met hom en praat, maar hy ignoreer hom, en hy ignoreer hom. En hierdie ou, maar hy vertel het toe nou vir een van sy vriende, hy sê van hierdie ervaring in sy lewe, hy sê,
Maar hierdie ou ignoreer my flat en hy sê die Here sê vir my ek moet hierdie ou klap. Maar toe wraggies toe sê die duiwel vir hom hy moet my terugklap. So, maar ek lig net gou drie gevalle hier uit, maar onthou die skrif in Dawid se lewe was vol gewees van dit, maar 1 Samuel 23 vers 2 en 4, 1 Samuel 30 vers 6 en 8, 1 Kronieke 14 vers 10 en 14. So dis, ek lees dit met spesifiek waar dit 2 keer staan, dat Dawid in een scenario, die skrif sê, hy het God geraadpleeg, so die hele ding gaan oor Dawid het God geraadpleeg. Hy raadpleeg God en sê, sal ek hulle aanval, byvoorbeeld, en God sê, val hulle aan, byvoorbeeld, en dan geval hy hulle aan, yes, en dan kom hy terug, en net daarna 2 verse later, of 'n vers later, byvoorbeeld vers 2 sê die Here vir hom, yes, gaan doen dit. Maar in vers 3 gebeur iets net snaaks, wat hy nie verwag het nie, dan het hy nooit outomaties, want die Here het mos nou in vers 2 vir hom gesê, yes, maar in vers 3 gebeur 'n klein dingetjie, wat anders is, as wat hy verwag het. Dit gebeur mos nooit met ons nie, né? Dit gebeur mos nooit met ons, dat jy nou die Here vir jou 'n ding sê, en dan gaan jy en jy doen dit, en dan skielik gebeur iets wat so bietjie anders is, as wat ek my voorgestel het. Dan het Dawid nie gesê, man die Here het mos gister klaar met my gepraat nie. Maar die skrif sê, dan gaan hy weer. Sê vir my gou saam, dan gaan hy weer. En dan sê hy vers 4 of vers 8 of vers 14, dan sê hy, Dawid het God weer geraadpleeg en gesê, sal ek dit doen? Byvoorbeeld hierdie geval in 1 Kronieke 14, daai scenario is eintlik so standing. Dawid sê, Here, sal ons hulle aanval? En die Here sê, go for it. Want elke keer as die Here mos ja gesê het, weet hy mos die fight is al reeds gegee, want God is met ons, en wie kan teen God battle? En dan gaan hy, dan wen hy. En dan, ekskuus, en dan kom hy terug, en dan is hier 'n ander vyand, as die vyand wat hy nou aangeval het, dan kom hy terug, dan sê hy, Here, sal ek hulle aanval? Dan sê die Here, nee, los hulle, en dan as jy weer sien in vers 14, toe val die vyand mekaar aan. Toe is dit 2 vyande, hierso Dawid val in vers 10, val hy hierdie ouens aan, en hy kom terug, maar in die tussentyd is daar 2 ander vyande, wat gelyktydig teen Dawid hulle optrek. En dan sê hy, Here, sal ek teen hulle uittrek? Dan sê die Here vir hom, nee, los. En as hy weer sien, dan val hierdie 2 vyande mekaar aan. En dan vernietig hulle mekaar. So, die amazing pad, wat Dawid met die Here geloop het. Nou ouens, en wat ons sê is, in die begin van die jaar was die tema vir hierdie jaar gewees, duifoë. En wat ons gesê het, vir die van julle wat onthou, wat Hooglied, die boek Hooglied vir ons sê, as bruid van Christus, ons moet duifoë hê. 'n Duif sien die kant toe en hy sien die kant toe, en hy sien dit gelyktydig, maar sy brein blok uit dit wat hy nie wil sien nie, en sy brein fokus op dit wat hy wil sien. Met ander woorde, Dawid het gekies, en hy het dit nie for granted gevat nie, hy het gekies om op dit wat hy voor fokus. Nou die tema van vandag is, nou kom ons kyk na die keer, nou wil ek sê die enigste keer, of daai spesifieke keer, nou onthou dis nou apart van Batseba, maar ek wil praat van die keer toe Dawid God nie geraadpleeg het nie. Kom ons blaai na 1 Samuel 25 toe. 1 Samuel 25, nou kan jy glo, hierdie stunning ou, hierdie great ou, en dit was nie laat in sy lewe dat hy daai glipsie gemaak het nie. En onthou ouens, ek val altyd terug op 1 Korintiërs 10 wat vir ons sê, hierdie was vir ons voorbeelde dat ons daai kan leer. So kyk en leer. Goed. So die Here so lief as wat God vir Dawid gehad het, het God nie toegelaat dat sy foute toegesmeer word nie. Want hy het geweet daar gaan eendag 'n Etienne wees, en hy het geweet daar gaan 'n Melissa wees, en hy het geweet daar gaan ons wees wat kan identifiseer met hierdie dag. Nou ek bid dat hierdie scenario
vir ons uitstaan. Nou ek wens ek kon nou oor die gebeurtenis praat, maar ek gaan nou terwille van tyd nie, anders deviate ek van dit wat ek wil oordra vandag. Maar jy moet asseblief op die eie hierdie loop lees. Dis eintlik 'n stunning gebeurtenis wat ou net so kan identifiseer mee. My gebed is dat jy sal identifiseer met dit, maar terwyl jy identifiseer met dit, dat jy hoor wat God vir ons vandag sê. Hier's 'n geval, nou Dawid, dis nie, hy vlug nog, onthou, is nou net nadat hy die tweede keer die geleentheid gehad het om vir Saul dood te maak, en dinge loop nie lekker, nou arme ou Dawid het ouens daar saam met hom, en hy's eintlik so uitgelewer aan die elemente, en hy's honger, hy vlug vir Saul vir sy lewe, hy's honger. Het jy geweet, ou Dawid het ook honger gehad, en toe een dag, nou ek scan nou sommer net deur hierdie verhaal, toe onthou Dawid van hierdie ou is 'n ryk ou gewees. Nou wie van julle ken ryk mense wat jy kan skor by? Stadig. Nee, hy ken toe hierdie ryk ou, maar hy onthou toe, hy het hierdie ryk ou keer op keer gehelp. En hy het hierdie ryk ou, sy naam was Nabal, hy het vir Nabal al hoeveel keer, hy het sy skape vir hom gekeer, Dawid het baie keer goed gedoen vir Nabal. Maar nou Dawid nood, en hy stuur een van sy manne voor hom uit, om vir Nabal net te gaan vra, luister, het jy nie vir ons net 'n paar skape? Skrif sê, hierdie ou was ryk in skape, ek meen hy was 'n ryk man gewees. Daai paar skapies, as ek reg is, het hy vir hom gevra vir 5 skape om te slag. Nou daai 5 skapies van sy duisende, upon duisende, so vir daai ou het dit nie eens voel nie, stem nie saam. Maar die ou gaan toe, en hy kom by Nabal, en ek het hier geskryf, vers 10, jy kan self dit nou lees, hy sê, en Nabal het die dienaars van Dawid geantwoord en gesê, wie is Dawid? En wie is die seun van Isai? Hy weet presies wie is Dawid. Hy sê, en wie is die seun van Isai? En dan kom die grootste belediging wat hy ooit vir Dawid kon gee. Hy sê, daar is vandag baie dienaars wat hulle loskeer, elkeen van sy heer. Wat hy eintlik hier vir Dawid sê, ek het hier geskryf, en ek weet nie van 'n ander beter woord nie, ek het hier geskryf, maar alles wat hy vir Nabal gedoen het, kry hy, ek wou daar geskryf het 'n F jou houding. Maar dis eintlik die regte woord. Ek wou eers laat Irina daar 'n paar sterretjies, en toe sê sy nee, as ek dit doen, gaan julle dadelik weet, dit is eintlik 'n vloekwoord. Maar julle kan nou dink wat in daai so, hy het al wat Dawid terugkry, vir alles wat Dawid vir hierdie ou gedoen het, kry hy daai jou houding, en 'n valse belediging. Nou kyk, ouens, toe ons die gemeente begin het, was een van die grootste beledigings, wat iemand my kon gee, om te sê, ons het weggebreek en die kerk geskeer en allerhande goeders. Kyk, toe het jy partykeer lus gehad om, jy weet wat is dit om domino's te speel. Jy tik mos hierdie ene, en gaan dit net so, maar dan help die Here ou om nie domino's te speel nie, maar goed, hierdie was die grootste belediging, wat hierdie ou, hy twee dinge, hy het gesê, ag, wie is Dawid? En die tweede ding is, toe gee hom nog 'n valse belediging, en daai dag, toe strip Dawid. Toe raadpleeg hy God nie. Inteendeel, en toe sê vers 11, sou ek vir hom iets stuur en alles, met ander woorde, daai ou, en die Here het dit toegelaat. Die Here het dit toegelaat, dat ons daai kan leer. Nou wie van julle kan so klein bietjie identifiseer met wat Dawid hier beleef het? Hierdie ou doen iets eendag gebeur iets wat iemand vir jou iets sê en dit vang jou. Dit kom onder jou vel in. Dit tref jou ego. Nou kom ons wees gou so 'n bietjie mense en vra wie van julle het met wie dit al gebeur. Ek weet van 'n sekere broer wat hier sit, wat 'n man by sy kantoor ingestap het, wat eendag by 'n selgroep getuig het. Ek gaan nou nie sê wie's dit nie. Ek gaan nou nie sê follow me eyes nie.
Maar hy sê toe hy weer sien, toe lê hy op die grond. Menende hy het hom toe nou en hy sit hier onder ons. Hy het nie op die grond gelê nie, die ander het op die grond gelê, want die ander het eendag net een keer iets te veel gesê. Nou het dit al met julle gebeur, dat julle so gevoel het, die ou het nou een oomblik te ver gegaan, en hy het nou onder jou vel ingekruip. Nou goed, so julle lyk nou baie heilig vanmôre hierso. Maar in elk geval, ek sien nou die persoon sit nou so met so smile op sy gesig. Maar in elk geval, julle onder kan nou maar na die tyd vir my kom vra, wie is dit? Maar ek gaan nie sê wie is dit nie. Maar in elk geval, nou vers 13, sê gou saam met my toe. Nou ek wens nou ons het 'n highlighter wat nou, ek het vir Irene gevra, maar ons kan nou nie hier op nie, maar daai woordjie toe. Nou vers 13 sê, toe sê Dawid. Nou ek wil vra, wanneer, toe wat? Wanneer het gemaak dat Dawid dit gesê, die volgende gesê, ek het hier geskryf, toe dit sy ego raak. Toe hierdie manier van die manier hoe hierdie Nabal nou opgetree, toe dit sy ego raak, toe sê Dawid aan sy manne, luister, ons lees nêrens jy het God geraadpleeg nie. Hy sê, gord julle elkeen met 'n swaard aan. Hulle gord toe elkeen sy swaard aan. Dawid het ook sy swaard aangegord en hulle trek agter Dawid op, omtrent 400 man, terwyl 200 man by die pakgoed bly. Maar aan Abigail, die vrou van Nabal, het een van die jong manne berig gebring en gesê, kyk, hulle het eintlik gesê, kyk, jou man se ding is geboek. So dis wat hulle sy eintlik hier gesê het. Kyk, Dawid het boodskappers uit die woestyn gestuur om ons Heer te begroet, maar hy het teen hulle uitgevaar, ensovoorts. Hy vertel toe die storie hier, en hierdie vrou van Nabal skrik, en sy hol uit en sy keer vir Dawid, en sy sê, asseblief, wow, stadig, maar ons gaan nou daarby uitkom, maar ek het hierby geskryf, my stelling is, toe dit sy ego raak, het hy God nie geraadpleeg het nie, toe, luister mooi, kon reëse nie voor hom val nie. Sê gesaam, stem nie saam, en die ergste is, die volgende is, het jy die volgende daarso, toe is hy eintlik op 'n baie gevaarlike plek. Hierdie selfde Dawid wat die man na God se hart is, hierdie selfde Dawid, die man na God se hart, het 'n oomblik in sy lewe wat God, dit skryf daar dat Etienne kan leer daaruit. Daar was een dag wat Dawid God nie geraadpleeg het nie. Hoekom? Want hierdie ou het nou so 'n bietjie te naby gekom, hy het onder sy vel ingekom, en Dawid besluit sommer self, ek gaan hierdie man moker. Goed, jy sien, nou klink julle stil, nou is julle baie stil, maar in die tussentyd kom hierdie ou se vrou, en sy hol vooruit, en sy sê vir hom, asseblief moenie, en ensovoorts, en vers 21 sê, en Dawid, hoor nou mooi, wie van julle kan dalk identifiseer met Dawid wat hy hierso sê. Hy sê, Dawid het al gedink, net verniet het ek al hierdie man, alles wat aan hierdie man behoort, in die woestyn beskerm, sodat daar nooit iets goeds vermis was nie, en hy vergeld my kwaad vir goed. Met ander woorde, wie van u het al gevoel, u het alles gedoen vir die ou verniet, en dis wat jy terugkry. Die ou mense het altyd gesê, stank vir dank. Goed, julle lyk superheilig vanoggend. Ja, maar in elk geval, as julle dalk van iemand weet wat dit nou al beleef het, vang nou maar net tips vanoggend. Goed, maar in elk geval, en hierdie vrou gaan voor hom uit, en sy sê vir hom byvoorbeeld in vers 25, sy sê, my Heer moet hom tog nie steur aan daardie deugniet van 'n man nie. Onthou, sy praat eintlik van haar eie man, en sy sê hy is 'n deugniet. Nou 'n deugniet beteken hy is waardeloos. Sy sê aan Nabal nie, want so sy naam is, so is sy, en sy naam beteken dwaas, en dwaasheid is by hom. Nou, ek hoop nie jou vrou hoef vir iemand te gaan sê, luister, moenie luister na my man nie, want hy is eintlik 'n ding is nie. So ek sal nou nie sê daai snaakse woord nie, maar
Maar dis wat hierdie vrou kom en sy gaan verder en in vers 26 sê sy vir Dawid, en nou my Heer, hierdie is powerful, vat dit nou vandag ouens, en nou my Heer, so waar as die Here leef en u siel leef, dit is die Here, joh, nou gaan julle wou sê, dit is die Here wat u teruggehou het om in bloedskuld te geraak het en u met u eie hand te help. Sy sê vir hom, luister, as ek nie nou vandag gekom het hier voor jou uit en jou gekeer het nie, het jy in bloedskuld geraak en jy sou jouself gehelp het en jy sou jouself in skuld voor God gebring het. Goed. Nou ouens, as ons nou verder lees, nou gaan sy aan, sy sê vir hom vers 28, Gees sê vir hom die eenvoudigste lewenstip. Onthou hierdie ou stap 'n pad met God, hy ken God. Ek dink Dawid se ego was na die tyd meer geraak as voor die tyd. Hierdie ou se belediging was nie so groot, so erg om sy ego aan te raak as wat hierdie arme ou vroukie vir hierdie ou wat geroem word dat hierdie ou die troonkamer ken. Hy ken die innermost being van God. Dawid het God geken en nou stuur die Here 'n simpel vroukie om vir Dawid te sê in vers 28, sy sê, vergewe tog. En nou vergewe tog net asseblief. Met ander woorde, en Dawid was suppose om te, eintlik Dawid het daar gesê, my maggies, ek het nie eens daaraan gedink nie, en dit is die basic Christianity, dit is waaroor alles gaan, is ek moet vergewe, en nou is ek besig om teen hierdie ou uit te storm, en nou gaan ek al so erg te kere, en al wat hierdie vrou sê is, luister, pas jou basic, doen wat jy, practice what you preach, dis eintlik wat sy vir hom sê hierso. Dus so, dit moes nogal bietjie rof vir Dawid gewees het, stem hier saam, en nou gaan dit aan, en sy sê vir hom, luister hier Dawid, die Here het so baie oor jou beloof, sy sê vir hom hier in vers 28 verder, hy het beloof in Psalm 31, het hy gesê, ek gaan vir jou 'n bestendige huis bou, dit staan daar, lees nou maar na die skrifte verder, lees vers 30 sê sy vir hom, hy dan so goeie oor jou beloof, hoekom sal jy jou bemoei met hierdie simpelheid nou? Sy gaan verder, sy sê, moenie laat daar 'n struikelblok wees nie, en dat jy sonder oorsaak bloed vergiet nie. Het my Heer homself ja, en dan gaan hy aan. En in vers 32, hy sê, toe sê Dawid, ek wil amper sê, uiteindelik sê Dawid vir Abigail, geseënd is die Here, die God van Israel, wat jou vandag my tegemoet gestuur het, en geseënd is jou verstandigheid, en geseënd is jy self wat vandag my teëgehou het, om in bloedskuld te geraak het, en met my eie hand te help. Nou ouens, nog 'n interessante scenario hierdie, né? En Dawid besef dat 'n ou vaal vroukie deur God gestuur is om jou te keer. Nou ouens, ek het hier geskryf, want die kruks van hierdie boodskap is, Dawid was op 'n gevaarlike plek. Dawid kon, so geliefd as wat hy was, sou dit hom nie gevrywaar het. Wie van u haat dit, as ons nou so 'n bietjie op het baie sensitiewe terrein is, en dit is op die politiek. Nou is almal se, nou klink dit gevaarlik, maar wie van u ken die ding van iemand is verhewe bo die wet? En wie van julle hou nie daarvan as die wet so bepaal, maar sekere mense met moord wegkom en dan vou hulle dit onder die tafel toe nie? Maar wie van u weet, voor God werk dit nie so nie. So al sou Dawid hierdie geliefde man voor God gewees het, as hy dit gedoen het, sou Dawid self die pak van sy sondes moes gedra het. Stem jy saam? En die Here kom en hy stuur iemand in sy lewe, en dit is die kruks van dit alles, is wat ek by wil uitkom, vers 39 sê, ek gaan nou by vers 39 kom,
Maar wat ek wil gou 2 dinge uitlig en dit is nommer 1, God stuur mense om ons te waarsku. Wie is die mense wat God die meeste stuur om jou te waarsku? Kom ek vra gou, gee gou 'n tip. Manne, wie gebruik God partykeer die vinnigste om jou te waarsku om nie 'n dwaase ding aan te vang nie? En wie van julle weet van 'n sekere vrou, haar naam is Irina, wat al gesê het, Etienne, moenie reageer op hierdie ding nie. En wie van julle weet, prys die Here, daar was tye dat ou Etienne geluister het na sy vrou. Maar wie van julle weet ook, daar is tye wat ek nie geluister het na my vrou nie, en tog dinge gaan doen het, en na die tyd moes gesê, Here help, ek is jammer, ek het droog gemaak. Is dit net ou Etienne? Of wie van julle het al in die parkeerterrein of hier in die hoofstraat gery, dan is daar 'n ou by wat vir jou tekens gooi by die roubord, want die roubord is groen en hy wil nie ry nie, en jy toet vir hom agter en hy wys vir jou 'n tekentjie. En dan moet jou dogter Rodey wat by jou in die kar sê, pappa nee. Wie van julle weet waarvan ek praat, dan moet jy luister na die persoon wat die Here in jou lewe gegee het. Maar die tweede ding is, hierdie vrou, Dawid prys haar vir haar skerpheid. En wie van die, ek wil ook die vraag vra, is jy beskikbaar om deur God gestuur te word, of deur God gebruik te word, om vir mekaar te sê, moenie bloedskuld, moenie dwaas handel nie, moenie uitgelok word nie, moenie, ensovoorts. Die mooi einde van hierdie verhaal is, vers 39 sê, want in die tussentyd, wat gebeur het toe is, hierdie ou het toe nou, die Here het met hierdie ou gedeel. Is 'n rowwe, maar gaan lees nou maar self. En toe Dawid hoor dat Nabal dood was, sê hy, geseënd is die Here wat my regsaak in die smaad aangedoen het teen Nabal en teen Nabal verdedig het en sy knegt, hy praat nou van homself, teruggehou het van die kwaad, terwyl die Here die kwaad van Nabal op sy eie hoof laat neerkom het. So wat ek hier hoor nou na hierdie stelling, ouens, onder vers 39, God werk dit, sê saam met my kliphard, in elk geval. God werk dit in elk geval uit vir die beter, stem jy saam? Ons het dit nou hoeveel keer gesing, Niels se laaste, nou nie sy laaste woorde nie, maar toe hy gebid het nou, afgesluit het met die aanbidding, was sy laaste woord in sy gebed is, Here, ons weet, U is altyd daar. You are another in the fire. U is altyd daar. Ons weet dit. So die Here werk en die woord sê dit, alles werk so by so ten goeie mee vir ons wat God lief het. Maar nou die vraag is, hoekom sal ek dan skuld op my laai? Nou, so met ander woorde, so dit was nou die kruks. Dit was daai dag toe Dawid God nie geraadpleeg het nie. Ek kan nou amper amen sê, maar dit help nou nie, is soos 'n kite, ek meen hy moet land. Nou kom ons kyk net gou vinnig na die kere wat Dawid God geraadpleeg het. En ek het eintlik hier geskryf, die kere wat Dawid met God geconnect het. En ek bid dat hierdie net gou vir u iets sal sê, die teenoorgestelde van dit. Ek wens ek kon dit lees, maar terwille van tyd gaan ek dit nie lees nie. In 1 Samuel 30 sit Dawid in 'n baie moeilike situasie, want hulle is hierdie kant, die Here het vir hom gesê, hoor nou mooi, die Here sê vir hom, val hierdie ouens aan. En terwyl Dawid en sy manskappe hierdie ouens aanval, kom daar 'n ander vyand in die tussentyd en hulle capture, hulle ontvoer Dawid se vrou, hierdie ander ouens se vrouens en hulle kinders. En Dawid en sy manskappe kom van 'n oorwinning terug. En toe hulle met 'n oorwinning terugkom, toe sien hulle almal, al hulle ouens is, hulle families is gesteel. Nou dis nogal rof, né? Dawid het nie gesê, boys, toe my man, die Here het vir my gesê, ons moet dit doen, so die Here sal alles uitwerk. Die Here het vir hom gesê, en die Here sal alles uitwerk. Maar wie van julle weet, wat wou daai ouens doen daar? So Dawid se eie mense, wie van julle ken die situasie daar? Hulle wou vir Dawid doodmaak, sy eie mense. En die skrif sê, Dawid het dit nie net benoud gehad nie, die skrif sê hy het dit baie benoud gehad.
En hulle sê vir hom, dis jou skuld dat jy konseis by die Here gehoor het. En die volgende oomblik sê die skrif, Dawid moes homself in die Here versterk. En toe sê die skrif nie, Dawid het gesommer net outomaties nie, hy het eers by die Here gehoor en gesê, Here sal ons uittrek. Dit was die moeilikste dag seker van Dawid se lewe, toe hy voor die ark gesit het en voor God gevra het, Here, wat sê u moet ons doen? En sy eie manskappe sê vir hom, luister, ons sal sommer self vir jou sê wat ons wil doen. En toe Dawid homself moes dissiplineer op daai oomblik, om te sê, Here, wat is u wil? En die Here sê vir hom, okay, gaan fight en gaan haal jou mense. Maar toe Dawid hulle nou op pad is, sê die skrif, toe is hulle 600 man, en hulle hardloop uit, en toe kom hulle by 'n rivier, en 200 van Dawid se 600 mans is te moeg om aan te gaan. En hulle bly daar by die rivier, en 400 man trek deur, hulle gaan capture alles, en hulle kom terug, maar toe hulle terugkom, sê die skrif, dis nou, soos ek sê, ek vat dit nou net verkort terwille van tyd. Kom hulle terug, en daar is, Dawid en sy manskappe kom met die oorwinning met hulle vrouens en kinders en almal kom hulle terug. En toe hulle terugkom, sien ons 2 scenario's. Wat ek net gou wil sê is, as ek met God connect, 2 dinge wat ek wil sê is, aktiveer dit my geesmens. Hierdie is, highlight dit ouens, ek kan of hier opereer en uitgelok word soos wat Dawid in een oomblik van swakheid in 1 Samuel 25 uitgelok word deur Nabal se arrogansie. Maar die oomblik as ek met God connect, aktiveer dit my geesmens. En dan is my optrede meeste van die keer totally anders. En die sondaars ken dit nie want hulle het nie God in hulle gees nie. Mag hierdie penny drop. En die tweede ding is, die oomblik as ek met God connect, daai oomblik wanneer ek in die binnekamer gaan en vir die Here sê, Here, wat sê u hart vir my? Of die oomblik wanneer ons saam in aanbidding is, of die oomblik wanneer ek met God se teenwoordigheid te doen het, aktiveer dit my geesmens. En die tweede ding is, dan voel ek waarde en gee ek waarde. Ek voel waardevol die oomblik as ek in God se teenwoordigheid is. Hoor nou mooi die verskil. Dawid en sy manskappe kom terug. En hier's die oorblewende, die 200 ouens wat nie die fight gehad het om voluit deur te gaan nie. En die skrif sê die deugniete wat saam met Dawid gefight het. Dis 'n kontras, stem jy saam? Stem jy 'n deugniet wat beteken 'n worthless person, wat die Hebreëse woord daarvoor is Belial, wat beteken worthless. Wat beteken die waardeloosheid. God noem hulle deugniete. Maar dis die ouens wat deur die rivier gegaan het, dis die ouens wat gefight het saam Dawid, dis die ouens wat die capturing om hulle eie mense terug te bring, en daar was onder daai 400 mans, ons sou hulle almal helde genoem het, God noem sekeres van hulle deugniete. Hoekom? Want toe hulle terugkom oor die rivier en hulle sien hierdie 200 ouens, toe sê die deugniete vir hulle, julle gaan nie deel hê aan ons byt nie. Ons moes al die fightwerk gedoen het terwyl julle hier sit. In ons kultuur sou ons sê, daai 200 mans, hulle is die slappies. Stem jy saam? Ons sou sê, hulle is die klomp dinge se of die deugniete. Maar hierdie ander ouens, hulle word die deugniete genoem. Wat 'n kontras. En Dawid kom tussen beide en hy sê, nee ouens. No ways. Hy sê, my leierskap, ek het hierby geskryf, Dawid se leierskap was gebou op menswaardigheid. Hy het gesê, in my leierskap werk dit nie so nie. En die volgende oomblik, hoor nou gou mooi, toe soek Dawid 'n rede om vir hierdie 200 ouens op te kom. En hy sê vir hulle was baie nodig, hulle moes ons perde oppas, of hulle moes ons goed oppas. Kan jy iets van Dawid se hart sien? Die genade hart van Dawid, hy gee genade, want hy het genade van God ontvang. Hy ontvang waarde want hy was by God. Sê saam met my, hy was by God.
Sê weer, hy was by God. Hy het met die God van die eeue, hy het met die God van genade kontak gehad. Toe smeer God af. En ouens, ek sê altyd, in my, Irina was al op Bybelskool so seker 3de, 4de jaar, toe sê ons studentevoorsitter eendag, hy het vir die Here gesê, Here, my genade is nou op vir hierdie mense. Toe sê die Here, okay, nou begin my genade eers. Want ouens, wanneer ons menslike genade vermoë kan nie match teen God se genade nie. Dawid se way of grace met die God van genade was baie groter en hierdie ander ouens was eintlik deugniete, want hulle het dit nie genade geken nie. Hulle het performance, hulle het prestasie, hulle het alles gemeet in prestasie, maar nou ouens, kom ek maar klaar. Nog 'n vinnige scenario. In 2 Samuel 19 speel eintlik van hoofstuk 16 af speel 'n gruesome een van die donkerste ure in Dawid se lewe speel af. Mense kan nou eendag hele net hieroor gesels. Absalom wil vir Dawid doodmaak en Dawid vlug en Dawid huil want dit is sy eie seun wat hom wil doodmaak en Dawid verloor basically alles aan aanhalingstekens in sy eie persepsie en hy vlug vir sy lewe. En terwyl Dawid huil, was daar, sê gou saam met my, Simei, dat julle daai naam onthou. Skrif sê, daar was 'n mannetjie met die naam van Simei. Hy was nou kokkie gewees. Hoekom was hy kokkie? Want hy was saam met Absalom en hy het nou geweet, okay, nou het ek my kans. En die skrif sê, hy het heeltyd hier langs Dawid geloop, terwyl Dawid gehuil het oor sy seun en dat hy alles verloor het, sy koningskap, en hy nou moes vlug vir sy lewe. Wat doen hierdie ouetjie Simei? Die skrif sê, by herhaling in die Bybel het hy hom aanhoudend gevloek, weg met jou, en die skrif sê verder het hy sand gevat en met Dawid met sand gegooi, hy Dawid met klippe gegooi, en die skrif sê hy het al deur geloop en vir Dawid gevloek. Maar net voor dit, in 1 Samuel 16, die skrifte is daar, ons sal dit op die groep sit. Die skrif sê, Dawid hom versterk in die Here. Dawid het met God geconnect. Sê, wees saam met my, Dawid het met God geconnect. Terwyl Dawid seer het, want het is nog donker, maar Dawid het met God geconnect. En in die krisistyd het Dawid niks aan hierdie ou gedoen nie. Die ou vloek vir Dawid en hy gooi hom met stof. Ouens, wie van u weet, daai ou het eintlik die dood verdien? Wat 'n man in die grootste koninkryk, die reëls het gesê, ek meen, dis mos 'n gegewe, daai ou sou gevrek het, om het so uit te druk. As hierdie storie klaar is, in die volgende, in hoofstuk 19, speel hierdie scenario hom af. En Dawid kry die goeie nuus, dat God alles omgedraai het vir die goeie. En Dawid begin te rejoice, en hy begin voor die Here te aanbid, en hy sê, Here, U het my koningskap bevestig, U het my koningskap, Here, dankie vir die goedheid wat die Here het alweer die ding gedraai vir die beter, en hy prys God, en hy sê, nou weet ek alweer, Here, hoor nou mooi, dit staan daar, hy sê, Here, ek weet alweer, dat U my lief het. Ja, dit staan daar, ouens, is nie net ou Etienne wat dit nou 'n show gooi nie. Hy sê, Here, en ek weet dat U my as koning gestel het. Hoe kan ek so getwyfel het? En hy sê, Here, ek is so lief vir U. En die volgende oomblik tik hulle op sy skouer en hulle sê, Dawid, pst, Dawid. En hy kyk so af en hulle sê wat, en hulle het hier 'n mannetjie by hom. Wie dink julle, wie was daai ou wat hulle hier aan sy nek, aan sy kraag beet gehad het? Daai ouetjie wat Dawid die hele tyd gevloek het. En hulle sê, Dawid, jou koningskap is bevestig, dit is nou in jou hande. En hulle sê vir Dawid, dis die ou wat jou gevloek het, en jou met klippe gegooi het, en soos die skrif sê, aldeer gevloek het. En Dawid kyk hierdie ou, so wie van julle weet wat Dawid vir hierdie ou gesê het? Wie van julle kan raai? Julle sal nie verkeerd wees, maar wie van julle wil, Gert? Jy het dit al gelees. Hy sê vir hom, no ways. Hy kom hier en hy gee die ouwe druk en hy sê, ek is lief vir jou. En die Dawid se manskap raak kwaad en sê, hoe kan jy lief hê die wat jou haat?
Al wat hulle weet is, al wat hy kan sê is, ek het met die God van grace geconnect. Is dit nie amazing nie, ouens? So ek wens ek het lank kon praat hieroor, maar ek wil sê, die liefde van die God, met wie hy geconnect het op hom afgesmeer. Dit het van hom afgedrup. Die liefde van die God met wie hy geconnect het van hom afgedrup. Nou kom ek vat alles saam ten slotte en ek maak hierdie stelling vandag. Is jy nou gereed? Nabal vloek en belieg. Ja, jy is slim, dis eintlik beledig, maar uiteindelik, my vrou sê nou belieg, dis eintlik ook wat daar gebeur het, maar is eintlik beledig, bedinge is Dawid. Volgende oomblik, toe hy God nie raadpleeg nie, toe voel hy waardeloos, en toe wou hy wraak neem. In dieselfde geval, Simei, vloek en beledig Dawid nog erger as wat Nabal gedoen het. Toe hy God raadpleeg, voel hy geliefd en toe gee hy genade. Wow. Drop die penny vandag, ouens. Het is dieselfde Dawid, dieselfde God, selfde scenario. Al wat gebeur het, connect ek met God, of op daai oomblik word my ego en ek besluit jou, mag dit prakties vir ons wees, ouens. So ek wil hierdie woorde sê, God is die rots van die eeue. Hoekom ek die woord sê, God is die rots van die eeue, beteken hy is die onbeweeglike. Hy is die absolute, hy is die onveranderlike. God, die rots van die eeue, hy gee jou altyd waarde. Dis wie hy is, hy kan nie anders nie, maak nie saak hoe ek voel nie, wat ek gedoen het nie. Die vraag is, connect ek met hom en voel ek geliefd? Nou ouens, ek gaan baie uit die huis uit praat wat ek nie nou vanoggend wil doen nie. Maar hoeveel keer het ons nie al gevoel voor die tyd, dan sê ons, man, daai dit, of daai persoon, of die persoon, ek gaan nou nie name noem nie, want is nie julle nie. En dan voel jy dit en jy voel dat, en dan het ons 'n diens, en ons die aanbidding kosbaar, en ons stap hier uit, en dan vra jy, o ja, maar wat van daai persoon, en dan dink jy, ag man, los dit. Because I connected with God. En dis die crux van dit alles, ouens, vanoggend, maak dit sin, skep 'n kultuur, geliefdes, om hom te raadpleeg, nommer 1 vir jouself, en nommer 2, saam met jou gesin. Skep 'n kultuur, maak dit 'n leefstyl in jou lewe. Amen. Nou ek het hier 'n gebed geskryf, sommer net 'n straightforward gebed, Here, nou verstaan ek meer, hoekom dit goed is vir my, om U te raadpleeg, en na U te kom. Want God smeer af op my. En die oomblik wanneer ek met God connect, en hy op my afsmeer, ek connect met sy karakter, sy wese, en God se primêre wese is, amazing grace, how sweet the sound. Amen, kom ons bid saam. Yes, en kom ons pak sommer net so 'n bietjie voor die Here vanoggend. En ons grootste gebed vanoggend is, Here, kom smeer af. Daar is Nabals in ons lewe, daar is Simei, of 'n Nabal mense, daar is Simei mense in ons lewens. Maar Here, daai mense is mense, en dit is scenario's wat my of kan uitlok om myself in bloedskuld te bring, myself op 'n terrein te begewe waar God nie werk nie. Of dit kan my 'n geleentheid gee om daardie Simei wat bewend voor Dawid gekom het, wat so bewend voor Dawid was, want hy het geweet, dit staan daar, hy het gebewe, want hy het geweet, hy gaan doodgemaak word, hy verdien
die dood. En ons is maklik om te sê, God se genade is groot. Maar die vraag is vandag, is my genade groot? Is my genade met mense so groot soos God se genade? Want ek kan God se genade gee as ek met God connect. Elke keer as Dawid voor God gesit het en God geraadpleeg het hy met God geconnect. Daarom sê U, Here Jesus, gaan in jou binnekamer, maak die deur agter jou toe, connect met jou hemelse Vader, want julle hemelse Vader wat in die verborge sien, sal julle in die openbaar vergeld. As jy daar uitkom uit die aanbidding uit, sal jou mens wees God se genade openbaar. Ek dink aan Moses wat van die berg af gekom het, sy gesig het geblink. Hy het genade geken. Hoe kan ons nie genade met mense hê wanneer ons met God connect nie? Here, dis 'n duidelike bewys. Hierdie is 'n duidelike bewys en ek ken myself. Ek ken nou Etienne se foute. En ek weet, die duiwel weet wanneer om Etienne uit te lok, om uit homself uit op te tree. Soos in die geval van Nabal. Maar dankie Here vir die kere wat ons wel kon vergewe het. Vir daardie kere wat U wel genade deur ou Etienne gegee het. Toe ou Etienne die swaard wou getrek het. Toe ou Etienne wou kwaad raak en miskien vir hierdie persoon goeders gesê het wat ek van hom dink of van haar dink. En dit sou soveel verwydering in die koninkryk gebring het. Here, ek dink as ons vandag met hierdie Simei sou moes praat en vir hom gevra het, hoe dit gevoel toe hierdie man vir jou genade gegee het. Glo ek hy sou sê, ek het liewer vir die God geraak van Dawid. Die God van Dawid is reël. Hy smeer af op Dawid. Terwyl julle so sit in aanbidding en fokus net op die Here, en baie van julle ken die verhaal van ou Thomas. Maar ek quoteer dit net vandag in hierdie konteks en vir die wat dit nog nie gehoor het nie. Van toe ek in PE een keer was vir 'n konferensie en daar het 'n ou bedien wat so profeties bedien het. Maar in die tussentyd was Thomas daar en Thomas was in die tronk en dan sy uit die tronk en in die tronk en uit die tronk. En die aand toe sit ou Thomas deel van die gehoor en hierdie man roep mense uit en hy profeteer vir hulle en hy profeteer en Thomas sien dat hierdie man profeteer en dit is so ontblotend. Want die Here wys uit wat in mense se lewens aangaan en die volgende oomblik toe roep hy vir Thomas uit. En nou Etienne sit daar en hy sien die vrees, die verskriklike vrees op Thomas se gesig, want nou gaan hierdie man vir hom dinge profeteer wat niemand van geweet het nie. In die volgende oomblik toe die woorde uit daai profeet se mond vloei, toe sit die mooiste, die lieflikste en die sagste woorde wat Thomas in sy lewe nog gehoor het. En toe daar die liefde uit die vaderhart van God vloei, toe sien nou Etienne net later hoe hierdie Thomas in 'n bondeltjie op die grond snik en huil en hy sê ek het straf verwag en God se genade het gevloei. Here, maak my 'n man of maak ons mans en vrouens van genade. Mense wat soos ons Papa is. Kom smeer af op ons, Here. Heilige Gees,
Kom help ons om te reageer net op, Here, sal ek dit so doen of sal ek dat doen? Help ons, Here, in hierdie week wat kom, om te sê, Here, ons soek hierdie karakter. En dan verstaan ons hoekom Lukas 6 sê, hulle sal in daardie dae, naamlik vandag, mense soek wat soos hulle Vader lyk, vol van genade, vol van vergifnis, vol van vryspraak. Hulle sal mense wees wat as jy hulle klap, sal hulle die ander wang draai. As jy hulle beledig, sal hulle vir jou die goeie teruggee, want hulle sal wees soos hulle Vader. Maak ons daai hulle. Maak ons in hierdie week daai wat lyk en leef en ruik soos ons Pappa. Kom, smeer af. Wil jy nie vir die Here hierdie woorde sê, Here, ek wil connect met U. Ek wil connect met U, Here. Ek wil vanuit my gees mens leef. In Jesus naam. Dankie, Here, dat U nie Dawid se foute toegesmeer het nie. Here, op die ouene sien ons dat éventueel was een van die mooiste eienskappe van hierdie geval, dat hierdie Abigail wat vooruitgegaan het en Dawid gekeer het, toe Nabal dood is, het hierdie Abigail Dawid se vrou geword. Wat 'n mooi verhaal, hoe mooi het dit nie geëindig nie, Here. Hierdie storie, wat 'n kosbare storie. Dankie, Here, dat U dit nie toegesmeer het nie. En dankie, Here, dat ons vandag kan sê, die dae en die kere en die hoeveel kere wat ons God nie geraadpleeg nie en eintlik maar droog gemaak het. You had grace upon me. Maar Here, ek wil eerder wees waar ek soos U is. In Jesus naam.